Baie welkom by vandag se Afrikaanse episode van Igniting the Truth, saam met my, Chantel Mens, waar ons verder luister na Amelia se lewensverhaal wat gepaard gegaan het met molestasie, trafficking, verkrachting en net algehele mishandeling. Amelia vertel haar verhaal met soveel boldness wat net weerspieël hoe ver sy al gekom het met haar pad van genesing en oorwinning. Dit gaan vir die luisteraars insig bring om deur haar hart na die gebeure te luister, as ook vir ander slagoffers wat in dieselfde omstandighede groot geword het, 'n koneksie gee wat hulle laat weet hulle is nie alleen nie. Daar is nog mense wat verstaan hoe dit voel en hoe swaar die pad van vryheid is. So Amelia, dankie dat jy bereid is om ons vandag verder deur jou verhaal te vat. Kan jy my bietjie terugvat in tyd? Jy het iets genoem toe ons vroeër gesels het van dat jy eintlik ook al as 'n jong kind, eintlik 'n baba of ek dink jy was 2 of 3 geoffer was. Kan jy ons bietjie daaroor vertel? Ja, dit is 'n baie vol memories, kies dat ek nou my Engels en my Afrikaans Nee, gaan aan asseblief. Maar ek onthou, dit is 'n kelder, daar was 'n altaar, en ek was op daai altaar gewees, sonder enige klere aan, dis my ou sataniste werk, en hierdie vrou met hierdie dolk het bokant my gestaan met bloed wat afgedrup het op my, en ek is geoffer vir Satan. En waar my link gaan met hierdie kelder is, die dominee wat ons gehad het, was ook betrokke gewees by die goed, en hy het kinders in kelders gesit, en ek vermoed dalk, dit was daar. Ek kan dit nie bevestig nie, maar my pa en hy was ook baie groot vriende, en dan was daar nog 'n ander ou wat ook saam met die dominee uitkom, wat ek ook herken. Ek gaan nou nie sy naam sê nie. Ek weet nie wat was hy in die kerk gewees nie, maar ek onthou die dominee en spesifiek vir hom ook. En ons het omtrent elke Sondag daar, so ons kinders het maar koeldrank gedrink, en my ma en my pa en die dominee het op die stoep gesit. Maar ja, hy en my pa was groot vriende, en my pa was met baie pastore bevriend. En ongelukkig in hierdie verhaal was baie pastore betrokke, of dominees. Ja, daai tyd was hulle nog dominees, dalk pastore. En het daai enigstens later weer teruggekom in jou lewe? Die feit dat jy daar geoffer was deur daai vrou? Ja, kyk, ek was in die kleuterskool en ek was baie ongelukkig daar. En ek wou nie so toe gaan nie. Daar was hierdie blou muur met die oog op, wat ons dopgehou het en kyk of ons slaap. Eendag het ek nie my tande geborsel nie, en hierdie 3 swart vrouens het my na die toilette toe gevat, 'n stinkgogga gekry, hom op die tandeborsel gesit en my tande geborsel met 'n stinkgogga. Toe het hulle my by 'n toilet ingevat. Ek kan nie onthou wat het gebeur nie. Ek weet dat iets ergs gebeur, maar ek weet nie wat nie. My ma het my toe daar uitgehaal, uit die kleuterskool uit, en sy het my in hierdie vrou se sorg geplaas, wat dieselfde vrou was wat my geoffer het vir Satan. En ja, daar het satanisme in ons lewens ingekom. En ek het eendag hierdie vrou raak baie jare daarna, ek het nie geweet dit sal nog enigste reaksie op 'n mens wees nie. Ek en my man het na sy ouers toe gegaan, en in 'n middeldorpie het ons gestop en gaan by 'n kafee ingegaan. En hierdie vrou het ingekom met haar swart hare en goed, en ek het onmiddellik verskriklik bang geraak, en ek het besef dis die vrou wat my wou offer. Het sy jou herken? Ek weet nie, ek was so vinnig daar uit, ek was so bang. Ek het kar toe gehardloop en daar gaan staan, en my man het na my toe gekom en gevra, wat is fout? En ek het net vir hom gesê, daai vrou het my aan Satan geoffer. So ons het toe nou weggery. Daarna het ek haar nie weer gesien nie, maar tot hier waar ek sit, kan ek nog die gevoel onthou wat ek gekry het, en die vrees, dis 'n vrees wat jy vind, jy kan dit nie verduidelik nie. Daar's nie 'n verduideliking vir dit nie. Sure. En wat sal jy sê was jou donkerste oomblik in jou lewe gewees, waar jy die meeste vrees en hopeloosheid
ervaar het? In my kindertyd, terwyl ons nog in Germiston gebly het, oor dat ek kon nie na enigiemand toe gaan vir hulp nie. En ek het besef ek gaan vir myself moet beklei. En my donkerste tyd was as my pa en my ma by die huis was, want ek het nie geweet watter een gaan wat doen nie. En So jou ma Daar- was ook nie baie toeganklik geweest nie. ongelukkig nie. Ek voel dis omdat sy uit 'n weeshuis uitgekom het, sy het nie liefde geken nie. My ouma was nie 'n ouma van liefde nie. Sy het, as sy ons opgepas het, ook mishandel. Ai. So, ja, dis basically al wat ek van my ouma kan onthou, is dit. Jy ooit iemand by die skool vertel wat gebeur het, 'n onderwyser, of het jy ooit die moed gehad om dit te doen en het die welsyn ooit kom kyk wat gebeur het by julle huis, of was alles net altyd in die geheim? Dit was alles altyd in die geheim gewees. Die eerste keer wat daar uitgevind was oor hierdie goed was toe ek sielkundige toegevat was. Daar was nooit welsyn betrokke gewees en niemand het ons kom help nie. Die een spesifieke ding wat gebeur het die een dag waar ek besluit het ek moet nou sterk wees. Was die dag het my pa my ma met 'n mes gejaag het. Kyk, die woonstel waar ons gebly het 'n erfie gehad ook. Dit was die kombuisdeur, dan was dit die voordeur en dan het daar nog 'n deur by die voorhuis ook uitgekom. So hy het daar al in die ronde gejaag met 'n mes. Ek het op sy rug gespring. Ek het omgeslaan met 'n perdekarwat wat ek gehad het en ek het so 'n klein hondjie gehad, 'n miniature dobermantjie wat probeer het om my te beskerm teen my pa. Maar my pa het hom geskop en hy is toe nou weg. Maar wat ek nooit sal vergeet nie is die feit dat die mense daarbo in die woonstelle wat nou bo op mekaar was, uitgehang het by die vensters en ek het geskree help, help asseblief, en niemand het gehelp nie, niemand nie. Hulle het net gestaan en aanskou. Hulle het net dit gekyk, niemand het die polisie gebel nie, welsyn het nooit uitgekom nie. Later jare, toe dinge nou begin uitkom, het ek besef dat die familie het geweet dat ons gemolesteer word. En dis waar hulle altyd ons gesê het, ons was klein, ons sal nie onthou nie. So ek dink my ma het dalk met hulle gepraat en ek het dit seker eers later besef hoekom dit gesê is. Weet, hulle het gedink omdat ons nog so klein is, gaan dit net verdwyn en dit doen nie. Ongelukkig nie. Al kan jy nie alles mooi onthou nie, al is dinge blur, dis daar. Dit lê en dis soos 'n sweer met 'n roof oor. Dit is maar wat dit is. En dit verander die uitkyk na jou lewe wat ander mense aanbetref. Want Ja. Ek neem aan jy het gesukkel om enige mens te vertrou. Ja. En Ek het wel, ek weet nie of ek al gesê het, ek het wel een maatjie gehad waarmee ek wel gepraat het. Sy het vir my gekontak, iemand het haar vir my gevind en sy het vir my gesê ek het haar vertel, maar sy was self 'n klein dogtertjie, sy het self nie geweet wat om te doen nie. So Sy was seker self te bang om haar ouers Ja, te vertel, ek omdat voel- jy so bang was vir jou ouers ja, ook. Ja. Toe is my maatjie gevind wat saam met my gevat is. En daarna het ek nog iemand gekry wat ook ons geken het en daar's bevestig van die woonstel ding wat gebeur het. Want die opsigter het kom kla hierdie kinders wat die Here gebreek het en goed gebreek het. Dis hoekom ek vir jou sê ek kan nie onthou of het ons nog ietsie moes oopbreek of nie. Maar wat ek kan onthou, ons het by die ruit uitgeklim. Kyk, daai tyd was daar nog nie die wering nie. So jy het uitgeklim en ek dink ons het by die hekkie uitgegaan en gemaak vir ons huise voordat ons ouers huis toe kom. Dit is al wat ons geplan het op daai stadium. Was om uit te kom, net by die huis te kom sodat ons Maar- ouers Skus, ek dink nou net daai swart man wat mos nou in die tuin gewerk het in daai kompleks. Ja. Toe julle nou uitgekom het na julle toegesluit het in daai kas, het julle hom toe nou weer daagliks gesien, weekliks Ja. gesien. Het hy toe nou ook nie weer daar gaan werk nie? Hy het verdwyn.
En dan is daar nog iets wat ek vergeet, die een oom van ons wat betrokke was, hy was 'n baie wrede man, en my ma het hom herken, ons het wakker geword die aand, ons het geslaap. Nou as jy op die trappe se eerste stuk oploop, dan is daar 'n groot venster gewees, 'n baie groot venster, en dan was daar dan nog die trappe op, en dan was dit my ma se kamer, en ons het uitgekom, en toe kom hy uit die gang uitgehardloop, ons het iets gehoor, ek en my sussie, en hom vinnig gesien, maar my ma het hom herken as my oom, en hy het 'n klomp van ons kinderfoto's gevat, spesifiek ons kinderfoto's, en 'n paar van my ma se troufoto's het hy gevat. Hoekom, weet ek nie. Was dit nou jou pa se broer? Was sy neef gewees. O, sy neefie, Ja, sy okay, neef. ja. Maar dit Ja. was nou terwyl jy geslaap het? Ja, dit was in die aand, hy het by daai ruit ingekom, Ja. en hy is by daai ruit weer uit. En hy was by elke Saterdag se partytjie gewees, so, ja, maar wat hy met ons foto's wou doen, weet nie. Dit kon heel moontlik ook gebruik geword het om Ons te verkoop, ja, om So, geld uit julle te maak. ja, nou ongelukkig, toe ek 2009 na vore gekom het, as ek net kon praat, kon hulle nog my pa ondervra het, hulle kon die oom nog ondervra het, want hy het ook gelewe, en daar was dan nog my ander ooms ook, wat hulle kon konfronteer het, maar ek is stil gemaak, ek is dood eenvoudig net so afgekap gewees, en ek weet nog, ek het die dag, weet toe ek nou besef is Gert wat my gevat het, het ek so skuldig gevoel oor die ander kinders wat gevat is. Ek het actually nou 227 Malherbestraat toe gery, en ek het op die hek gaan kyk met die hoop dat daar dalk 'n telefoonnommer of iets op is, wat ek kan bel, want ek wil graag hierdie ouers net drukkies gee. Ek wil vir hulle sê, jammer dat jou kind gevat is, en jammer dat ek weggekom het. Ai, En dis 'n ding wat gebeur met al ons slagoffers. Ons voel skuldig oor wat gebeur het. Ek voel tot vandag nog sleg oor wat my pa aan ander kinders gedoen het ook. Want So jy dra daai skuld ja, en daar was 2 seentjies wat ek van weet, wat my pa gemolesteer het. Hulle het nog nooit gepraat nie, hulle is stil, en Die ander Ja. neefs en ooms wat nou ook betrokke was by hierdie partytjies met julle kinders vir hulle plesier. Jy sê as jy in 2009 gepraat het, dan sou hulle nog ondervra kon word. Ja. Is almal van hulle nou al oorlede? daar's nog een wat lewe. Daar's nog een. Ek het net nie daai bewyse om iets te doen nie. Het jy al baie dreigemente gekry oor die jare, as jy wou praat? Ja, ek het oproepe gekry. Ek is 2 keer agtervolg. Daar was vir my goed gestuur om te wys hulle weet waar ek bly. Hulle het my boetie ook gebel. Hulle het my boetie, hulle wou hom ook, hulle het hom gedreig. Hulle het gesê, hulle weet waar is sy kind op skool. Hulle weet waar bly hy. Hy was actually, hy is in 2001, daar rond, was hy ook amper ontvoer. Hierdie bakkie was 'n wit Opel Corsa bakkie, met 'n naam op die bakkie, in blou geskryf. Dit was Autus gewees, en hy was op daai stadium in Tuine tegnies, hoërskool, so hy het 'n hele end geloop van waar ons gebly het, tot waar hy skool gegaan het. Alhoewel ek hierdie nou noem is net om die vorentoe te verduidelik. Hy het die dag toe teruggeloop van die skool af, en ek dink dit was in Frederikstraat in Pretoria Wes, toe het hulle hom probeer afdruk. En my boetie, gelukkig het hy swart belt gehad in karate. En hy het ook baie vinnig gereageer. Hy het 'n baksteen opgetel en hy het dit deur die vooruit gegooi. Ek weet wie se een persoon wat hom wou ontvoer, en die ander man weet ek nie. Al wat ek weet het, hy het grys hare gehad. Dis al wat my boetie kan onthou. Hoe oud was jou boetie daai tyd? Hy was
dink 15, 16 gewees. Okay. Ja. En dit was in die tyd wat ek ook my pa afgeskryf het. Ek het my pa vir 'n baie lang ruk, vir 12 jaar, nie gesien nie. Hy mag my nie gebel het nie. Ek het vir almal gesê, want my pa het my kom soek ook. Hy het my gekry. Okay, wag, kan ons net gou teruggaan? Ja. So, jou boetie is hoeveel jaar is julle verskil? 10 jaar. Is hy 10 jaar jonger as jy? Ja. Okay. So, daai dag het niks met hom gebeur toe nou nie. Hy het die ruit uitgegooi en hy is kon toe gehardloop weghardloop. en hy het vir my ma gaan sê, ek is net hard sodat my ma nie opgetree het nie. En Wanneer het die draaipunt in jou lewe gekom? Wanneer het die abuse opgehou? matriek. Ek het in matriek my laaste pak slaag gehad. So toe jy klaarmaak met skool, toe stop dit eers. So eintlik jou hele skoolloopbaan Ja. het jy deurgeloop met Met dit. die seksuele mishandeling. Ja. Toe het jy nou jou pa afgeskryf. Ja. En ek sou baie keer as ek by my ma was, sy by die melkwinkel inkom, maar ek het geweier om met hom te praat. En dan het ek ook geraai en ek het hom eendag 'n lift gegee. Ek kan nie onthou hoekom nie. En hy het begin moeilikheid soek in die kar. En ek het vir hom gesê klim uit my kar uit. Klim uit en ek het weggery. So hy het uitgeklim toe. Ja, ons het maar nadat ek en my man toe nou getroud is, het ons na plotte toe getrek. En ek dink hy was 1 keer daar. Ons het hom 1 keer soontoe gevat. En daarna was hy nooit weer daar nie, want my pa, as ek hom gesien het, het ek vuil gevoel. Daar was net iets af. Ek het geweet iets het gebeur. Ek was nie seker heeltemal wat het alles gebeur nie. Was toe baie van die herinneringe uitgeblok? Ja. En jy niks kon onthou nie? Nee, kyk my Germiston was die partytjies nog aan. Toe ons in Pretoria Wes kom het dit gestop. En die molestering het gestop. Okay. Want my ma was by die huis, sy was huisvrou gewees. En maar die mishandeling ongelukkig onder my ma se meer het aangegaan. Okay. Dis wat ek bedoel. Die ander goed het gestop, maar daar het ander goed met my gebeur na skool en ek weet nog nie of dit te doen gehad met die syndikaat nie. Maar ja, ek was geteken gewees nog nadat ek klaar was met skool. Sure. Ek kan so 'n bietjie vertel. Ek sou oproepe kry by die huis. Ek was net klaar met matriek. Dan het 'n man met my gepraat, dan het hy vir my gesê hy weet presies wat ek aan het, hy weet waar ek is op die oomblik en hy weet ek gaan nou loop. En dan was ek agtervolg deur 'n swart Golf met 'n geel nommerplaat en al wat ek kan onthou is die L. Daar was 'n L op daai Golf gewees. Want ja, ek moes hom memoriseer en hom vir my man gee dat ek kon uitvind wie is dit. En daarna het hy my nie weer gepla nie. 'n hele paar jaar later het ek by 'n plek gewerk. My man het 'n blok van my af ook 'n werk gekry. En tot ons oproepe begin kry. En ek het dadelik die ou se stem herken. Ek het hom onmiddellik herken. En ek het vir my man gesê, sê jy vir hierdie oom, hy moet vir daai man sê, hy moet ons my nie by die werk bel nie. Ek weet dit is hy. Weet nie wat het toe nou verder gebeur daarmee nie, maar ek glo hierdie man was ook betrokke, hy was betrokke met diamante. My man het die eendag by die werk gekom, toe is die polisie daar. Toe is hulle gevang met gesteelde karre daarso, maar my man het dit nooit geweet nie. Hulle het al die tyd gesteelde parte en goeders karre wat hulle gesteel het, so goed ingesit, die nommers en die goed het nie ooreengekom en goed nie. En hierdie spesifieke man het homself geskiet en hy was ook betrokke met diamante. So ek weet nie, was dit selfmoord of was dit iets anders? Deel van hom stil te maak. Ja, en daarna, toe het opgegaan, daar was nog iets anders wat voor dit gebeur het. Dit het gebeur voordat ek en my man getroud is. Maar dit is terrible, want jy voel later aan, wat staan op jou kop geskryf? Hoekom kom jy die hele tyd hierdie tipe van goed oor? Hoekom gebeur dit? En ek het altyd daaroor gewonder. Hoekom gebeur dit met jou, maar nie met ander mense nie, of met ander kinders nie? Ek dink dat tog met baie ander mense het ook gebeur, want as jy deur hierdie goed gegaan het as kind, is jy ongelukkig 'n baie maklike teiken vir hierdie mans. Hulle weet presies wat om te doen en hoe om dinge te speel en so. Ek gaan so halfpad net so 'n bietjie vertel van dit, nie in detail nie.
Ek het gewerk en oor kan die pad was 'n apteek gewees en die oom was al klaar ouerig gewees. Ek het biltong verkoop en hy sê toe vir my ek moet na hom toe kom en dat hy kyk of my yster reg is. En ek dink ek was toe 18 gewees. En ek het toe gegaan en die oom het my agterin gevat. Hulle het altyd hulle eie plekkie daar agter in die apteek. En hy het gesê ek moet sit en hy het basically maar net onder my oë gekyk en toe sê hy niks aan nie mes en toe ek uitloop, toe gryp hy my van agteraf en sê hy wil al my asem uit my uitdruk. En toe het ek gehardloop. Ek het van die rakke af omgestamp toe ek uitgehardloop het. Ek is toe polisie toe en ek moet nou mooi dink wat ek hierso sê. Hulle het my vrae gevra en alles en dit het uitgekom dat die man, dit is sy 3de oortreding. En hulle het vir my 'n saaknommer gegee en gesê hy gaan nie nou wegkom nie. En ek weet nie of dit die volgende dag of net so 'n bietjie daar was nie. Toe 'n polisieman na my toe gekom en weer eens nie, al die polisie is sleg nie. So dit was net in hierdie geval, hy het vir my gesê dat die oom betaal 'n sekere bedrag geld aan die polisie, sodat sy vrou nie moet uitvind wat hy gedoen het nie. Die apteker? Ja, hy het die polisie betaal vir dit. En hy is toe nou skotvry? Ja, hy is toe skotvry, maar voor dit het ek baie gesukkel met hoofpyne en hy het my na 'n spesifieke dokter toe verwys in 'n gebou oorkant waarmee hy vriende was. Nou, met die oom was ek polisie toe, op die einde van die dag niks van aangedoen was nie. En ek is na hierdie dokter toe. Hy het toe vir my gesê om op die bedjie te gaan lê en ja, ek moes alles uittrek en ja, hy het niks vir my gegee nie. Toe sê hy vir my gaan my inspuit vir die hoofpyne en hy het my met iets ingespuit wat my heeltemal lam gemaak het. Oh no. En ja, ek is toe verkragt deur 'n dokter. En toe het my man vir my gesê, toe was ons nog nie getroud nie, toe het hy vir my gesê ons gaan 'n saak oopmaak by die polisie. Toe sê ek, wat help dit? Wat help dit ons gaan maak 'n saak oop? Want jy het geweet dit word net stil gemaak. Ja, ek het later uitgevind dat hy is blykbaar uitgevang, nog vrouens het deurgeloop en ja, dit is asof dit jou agtervolg hierdie goed. Dit is hoekom ek dit nou noem. Ek wou dit nie genoem het nie, maar ek dink dit moet ook uitkom. En so is dit asof jy die hele tyd, ek het altyd vir my man gevra, wat gaan aan? Ek het weggevlug van mans af. Ek sou nie in 'n vertrek bly alleen saam met 'n man nie. En na dit, ek het gegaan vir counselling, want dit is so erg geword, dis iets wat ek nou nie hieroor gaan sê nie, maar in elk geval, ek het hulp gekry vir dit, en ek het vandat ek uitgevind het wat met ons gebeur het van 2017 af tot nou toe, het ek nog nooit gegaan vir counselling nie. Ek hou maar net vas aan Papa Jesus, dis aan wie ek vashou, want jy kan gaan vir hoeveel beradings, vir hoeveel sielkundiges, jou triggers is daar, jou memory is daar, ek het PTSD ook, en so tot nou toe het dit nog nooit weggegaan nie? Nog nooit nie, ek het so ruk terug, actually, kry ek drome van my pa en van Gert wat my wil doodmaak, en dit is, ek weet nie wat die triggers vir dit altyd nie, wat het dit getrigger nie, maar glas wat breek is 'n trigger, sekere reuke is 'n trigger, sekere goed wat mense sê is 'n trigger. Een ding wat seker 'n voordeel is, omdat ek deur al hierdie goed gegaan het, is ek baie sensitief vir mense se body language en al hulle goed. So ek kan mense baie vinnig opsom. Wie hulle is, wat hulle is en al daai tipe van goed. So baie keer as ek al hierdie goed voel en hoor, dan weet jy, dis asof
jy wil huil, maar jy kan nie. Ek kan regtig, ek sal nou so 'n bietjie tranerig raak en dan 'n minuut en dis weg. Want ek het vir myself gesê, spesifiek daai dag met my pa, my ma so rondgejaag het met die mes, gesê ek sal opstaan vir ander kinders wat deur dieselfde gegaan het as ek. En En jy moes altyd sterk wees. ja, ek het vir myself, maar soos ek ook sê, dit is blykbaar normaal, jy sny jouself af want jy wil niks voel nie. Jy wil absoluut niks voel nie. Jy's hartseer en dit huil nie nou binnekant toe en dit manifesteer in jou liggaam dan soos 'n kopseer of lyfpyn of wat ook al, maar jy kan nie huil nie. Ek kan nie. En dit is soos toe my pa gewerk het by die drukkery, daai groot lemme wat hulle gehad het wat die koerante so afgekap het. Dis basically wat met my gebeur. Ek sien daai lem wat net so afkap en dit is weg. So daar's maar altyd vrae. Jy weet, as ek my pa weer moet sien, sal ek hom vra hoekom. Hoekom het jy dit aan my gedoen? En die spesifieke dag wat ek hom gaan konfronteer het hy vir my gesê, hy is regtig baie lief vir my en dit is 'n konstante ding met my, het hy dit regtig bedoel? Het hy dit nie bedoel worsteling, want hoe kan hy vir my dit sê na wat hy aan my laat doen het en self aan my gedoen het? Jy weet, so maar hy het nooit jammer gesê nie. nee. Hy het dit half net toegesmeer met maar hy's lief vir jou. Ja. En ek dink dit hou die worsteling in jou kop, want jy Ja. kan nie tot vrede kom nie, Ja. want dit stoei die hele tyd. Ja, dit doen. Kon jy hom ooit vergewe? Ek is nou al minder kwaad vir hom, want nadat hy dood is, het al hoe meer goed begin uitkom en ek was woedend vir hom. Ek het gevoel as ek hom uit sy graf uit kan ruk en hom kan wakker klap en sê praat, dan sou ek dit gedoen het. Maar my gemoed het heeltemal verander. Ek is nie meer so aggressief teenoor dit nie, maar ek wonder, my ding wat ek om die graagste sal wil vra is, hoekom? Hoe kan jy as 'n ouer dit aan my gedoen het en vir my nog gesê het jy's lief vir my en ek is jou oogappel? Hoe doen jy dit aan jou kind? Wat jy moes beskerm. En wat my nog nou gevang het nadat ek alles uitgevind het en besef het daar was nog meer kinders wat slagoffers was onder hom, het ek skuldig gevoel daaroor. En nou nog oor die goed wat ek gedoen het toe ek 4, 5 jaar oud was, voel ek skuldig oor. Weet, so Hy het al hierdie shame oor ja, jou gebring. ja, dis iets wat ek seker altyd oor sal wonder. Hoe jy dit doen, hoe ander mans dit aan kinders doen. 'n Mens kan nie glo dat die mense wat jou moes beskerm het, die monsters in jou lewe was nie. Dat hulle die is wat jou uitverkoop, Ja, fisies, ja, vir geld. ja. So, dit is 'n bitter pil om te sluk. En nou wat met my boetie toe ook nog gebeur het, as ek dit reg het, was dit 2001, daar rond, was dit die eerste keer ek dink dat my boetie amper ontvoer was. Nou die tweede keer was hy 18 gewees. My pa het vir hom gesê hy sal vir hom R100 gee as hy vir hom kom kuier in Proklamasieheuwel. En hy is so saam met my pa daar weg, hulle gaan braai by die mense. En toe my boetie wou loop, toe sê my pa nee, hy kan nie sy R100 kry nie. Hy moet eers sê met hierdie meisiekind voordat hy mag loop. En my boetie het gesê nee, en hierdie meisie het gesmeek. Sy het gesmeek, asseblief moenie dit aan my doen nie. En my boetie is toe vasgedruk deur 3 mans. My pa was een, dan was daar nog 'n ander een wat ek weet wie dit is, en die Toe ander jou pa ene, self hom ook vasgedruk. toe wil hulle maak dat my boetie haar moet verkrag terwyl hulle kyk. So basically, sy 2 kinders verkrag gewees het. Yes. Maar my boetie het gelukkig weggekom, hy het die een ou se kalkebeen afgeskop. En nou ja, so in hierdie ondersoek het hierdie mannetjie se foto uitgekom en ek het op dadelik herken as 'n vriend van my pa. En ek onthou ons was in Proklamasieheuwel, ons het daar gebraai. Ek en my man, ek kan nie onthou of ons toe al getroud was nie, dit kan ek nie vir jou sê nie. En toe ek die foto vir my boetie stuur, toe sê hy vir my,
dis die ou wat my vasgedruk het. Dis die ou wat gehelp het om my vas te druk, om hierdie meisiekind te verkrag. Daar is mense wat weet presies wie is hierdie man, maar hy word beskerm. En ja, toe het ek Gert van Rooyen se foto ook vir hom ook gewys toe, het hy ook vir my gesê, maar dit is die oom wat altyd saam met my pa was, maar hy was nie lank saam met my pa nie, maar hy het hom geken, hy het vir Gert geken. My pa en Gert het ook altyd by 'n parkie mekaar ontmoet, en goed vir mekaar oor en weer gegee, wat dit was, weet ek nie. Maar hy sê, ja, hy het ook vir Gert nog geken, maar ek dink my boetie was omtrent so 7 of so, toes Gert oorlede, toes hulle doodgeskiet. So, en daar was nog wat my boetie uitgewys het, inteendeel, my pa het 'n album gehad, en my boetie het vir my gesê, daai album was vol van die fotos van hierdie mense, op foto's saam met my pa, wat hulle saam gebraai het. Hulle was actually in ons huis gewees, waar ons gebly het, in Pretoria. So, toe ek die album kry, toe het ek nog nie geweet van dit nie, maar toe sal 'n klomp foto's uit, maar jy kan sien die foto's is uitgeruk. Dis nie netjies uitgehaal nie. En by pa moes dit seker maar van ontslaag geraak het toe ek daar weg is by hom. Het hy dit seker maar uitgehaal en dit weggegooi of iets, ek weet nie. Maar jy kan sien, dis uitgeskeer, dit was nie net uitgehaal nie. En het al hierdie goed wat met jou gebeur het as 'n kind en as 'n jong vrou, dit het seker 'n verskriklike vrees in jou gebring oor hoe jou eie kinders groot word, om hulle te beskerm. Ek bedoel, ek kan net dink as 'n ouer, was jy seker elke dag bang dat iets met hulle sou gebeur? Ja, ek was maar met my pa, kyk, hy het my oudste enetjie het hy gesien, maar toe begin ek voel, my kind is nie veilig nou by my pa nie. En ons is toe na 'n sielkundige toe sê sy vir my ook, hou jou pa van hierdie kind daar weg. En ek het dit gedoen. En al hoekom ek weer kontak met my pa gekry het, was oor die familie wat my gekontak het en gesê het, hy gaan nou weer Pretoria toe trek. My pa is bietjie sieklik, hulle wil net hê daar moet iemand wees wat 'n oog oor hom sal hou. En toe het ek half heilerig gevoel daaroor. Maar hulle het geweet wat gebeur het met julle as kinders? Ek weet nie van hulle almal geweet het nie, want toe dinge nou uitgekom het, was ek gedreig deur hulle ook. Om jou stil te maak? Ja, ek weet nie spesifiek of hulle dalk geweet het of nie, maar hulle het my sussie gekontak en gesê, hulle moet met my praat daaroor, en ek het op 'n groep gegaan waar hulle my pa opgehemel het. En ek het kwaad geword, laat hulle hom ophemel, en hy is hierdie legend, maar net 'n legend van geweld. En toe begin ek praat daarso. En hulle almal wat op daai groep is, het my pa hulle geken. En ongelukkig, soos ek sê, jy het 'n fight or a flight, en ek het 'n fight meeste van die tyd. En ek het daar vir hulle vertel wat en wie my pa regtig was. En toe het hulle my sussie probeer afdreig met 'n voice note, en my ook. En ek moet onthou, hulle kan my hof toe vat en weet nie wat alles nog doen nie, en hulle gaan daai voice note gebruik. Toe sê ek vir hulle, het julle gevra of julle daai voice note mag gebruik? Toe sê hulle nee. Toe sê ek, julle sou dit sonder my sussie se toestemming het gedoen het. Ek sê, julle mag dit nie doen nie. En toe daarna het ek net aangegaan met waarmee ek besig was. Ek het net gesê, ek gaan nie stop nie. Ek is jammer. Ek het kontak gebreek heeltemal met my pa se familie, nog eintlik altyd. Daar was nog nooit 'n band tussen my nie, maar ek kan nie sê van hulle het geweet of nie. Ek weet nie van die ooms wat ons gemolesteer het, of hulle vrouens enigstens geweet het wat gebeur het nie. Ek weet nie. Maar toe jy nou met dit uitkom op die groep, jare later, was daar niemand van daai familiegroep wat jou geglo het nie? Nee. Die vrouens, niemand? Nee, niemand het my geglo nie. Dis hoekom hulle my wou aanvat, en ek het net gesê, go for it. En is dit nie altyd snaaks, hoe in meeste gevalle word die slagoffer nooit geglo nie. Die slagoffer word altyd uitgemaak as die leenaar. Baie. En die ding is, met my sussie, sy is die sagte enetjie. Sy sukkel om alles te verwerk en so. Nou, ek het haar nooit vertel van my ontvoerings nie. Ek het haar nooit vertel
van Gert wat my ontvoer het in Pretoria Wes ook nie, want sy sou na my ma toe gaan. Jy weet hoe siblings. So ek het nooit gepraat nie, en sy het vir hulle gesê, sy weet niks nie, maar sy het nie geweet van dit nie, sy het wel geweet, later het alles op een slag op haar afgekom en uitgekom wat het alles gebeur. So sy het dit uitgeblok vir jare. Ja, ek begin nou meer dinge te onthou, en dis nie lekker nie, ek gaan vir jou sê, hoe ouer ek word, hoe meer is dit asof dit terugkom en my meer beïnvloed. So. As wat dit toe ek 'n kind was, want daar was baie patches gewees, en Is dit sekere triggers wat veroorsaak dat die herinneringe glo- terugkom? ek Of sal glo- dit spontaan net terugkom? dit hang af, partykeer is dit spontaan, partykeer, ek het een keer 'n fliek gekyk, ek weet nie of jy van hom gehoor het nie, I Am All Girls, Nee. jy moet hom gaan kyk, hy's op Netflix, I Am All Girls. Dis presies wat gebeur het in die hele Gert van Rooyen saga. En ek onthou nadat ek hom gekyk het, het ek 'n nagmerrie gehad van Gert en my pa wat my probeer doodmaak. En ja, as ek sulke tipe stories kyk baie keer wat hierdie goed in het, dan sal ek 'n aand nagmerries hê of so. En in jou suster se geval, so sy het alles uitgeblok. Ja, dit onthou en toe blok sy dit nou weer uit. Maar sy sê elke keer vir my, sy haat my pa, vir wat hy aan haar gedoen het. Sy haat hom. Dit is hartverskeurend om te begin verstaan die level van trauma wat Amelia en soveel ander kinders in ons land en reg oor die wêreld op 'n daaglikse basis moet deurgaan, en dit alles agter toe deure en in die geheim. Die aanhoudende trauma het gemaak dat Amelia en slagoffers soos sy alle emosie moet afsny om te kan oorleef. Trane droog op en word gevul met yster om sterk te bly staan. Dit weerspieël die geweldige krag en uithou vermoë om elke dag weer te moet aandurf. Psalm 56 verduidelik dit so mooi, waar dit sê, my ellende het nie ongemerk by u verbygegaan nie. U het op my trane gelet en in u boek staan hulle opgeteken. Mag Heilige Gees jou hart aanhou bedien, Amelia, saam met elke ander slagoffer wat luister, sodat die harde trane van yster tydens julle pad van genesing weer in vloeibare trane van lewende water sal verander, sodat die herstel sal voortgaan tot dit volbring is.